Op Patmos eiland, alleen in die stilte, hoor Johannes se stem, soos 'n bassein agterom. Hy draai om en sien die seun van die mens in heerlikheid, met oë soos vuur en 'n stem soos baie waters. Johannes was verbaan en alleen op die eiland by die see, maar God se stem breek deur die nag en roep hom nader meer. Hy sien die Here in heerlikheid, met lig rondom sy kleed, die Alfa en die Omega, wat alles sien en weet. Geen ketting hou die woord terug, geen eiland sluit God uit. As Christus in sy glorie spreek, word hemelpoorte wyd. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning tot in ewigheid. Openbaring, hemelstem, God se plan word oopgevou. Oordeel kom, oorwinning kom, en alles word weer nuut. Hy sien die kerk in God se hand, die lampe wat moet skyn. Jesus roep tot liefde terug, waar harte koud verdwyn. Hy waarsku teen die lauwe hart, teen trots en valse skyn. Maar aan die een wat oorwin, gee hy lewe sonder pyn. Wie hoor ek moet luister, wat die Gees aan die gemeente sê. Bly getrou deur donker dae, die kroon van lewe wag vir jou. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning tot in ewigheid. Openbaring, hemelstem, God se plan word oopgevou. Oordeel kom, oorwinning kom, en alles word weer nuut. Hy sien die troon van God in glans, die hemel buig en sing. Die ouderlinge lê al krone neer, voor hom wat alles bring. Heilig, 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 roep die hemel sonder ophou. Waardig is die lam van God, wat verlos het deur sy bloed. Heilig, heilig, waardig, waardig, die lam regeer. Die seels word oopgemaak, die aarde voel die uur. Die oordeel van die heilige God brand regverdig soos 'n vuur. Maar bo die storm staan Christus vas, die lam wat oorwin het. Hy lei sy volk deur elke nag, hy is getrou en sterk. Ek sien die donker wêreld val, ek sien die leeuën breek, ek sien die koning op sy troon, wat oordeel bring en spreek. Ek sien die nuwe môre kom, waar trane weg sal wees. Ek sien die stad van God neerdal, vol lewe, lig en vrede. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning tot in ewigheid.
alles word weer nuut. Christus kom, elke oog sal hom aanskou. God maak nuut, hy bly ewiglik getrou. Johannes 10, die einde is nie donker nie. Die lam oorwin, die koning kom. Geen dood, geen traan, geen nag meer nie. Jesus sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Prys die Here, halleluja. Goeienaand, goed en julle, welkom julle vanaand hierso. Ek moet julle gou eers vertel voordat ek gaan almal groet. Ek maak my nou 'n lekker koppie koffie, want ek gaan nou koffie drink. En ek gooi die warm water in, ek gooi die suiker in, koffie in. Toe by die melk en die melk en vries, toe sit nou poeier. Ai, jy weet. Prys die Here. Goeienaand Yvonne, goed en jy, welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry Voet, deel van die program. Goeienaand Boeta Eddie. Welkom jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry Voet, deel van die program. Goeienaand Elise, goed en jy, welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry Voet, deel van die program. Isabel, goeienaand, goed en jy, welkom. Jy vanaand hier so by Kom Saam Voel Vry Voet, deel van die program. Goeienaand Kotie, goed en jy, welkom. Jy vanaand hier so by Kom Saam Voel Vry Voet, deel van die program. En almal wat ingeskakel is, welkom. Dis nou hier op die program. Dis nou nie welkom in die Vrystaat of welkom in elke dorp nie. Dis nou welkom hier op Kom Saam. Prys die Here, halleluja. So ja, kom ons begin die aand eers met 'n gebed. Hemelvader, ons sê vanaand 1000 dankies Here, dat ons weer kan getuig van u goedheid, u guns, u liefde, u genade, u barmhartigheid, Here. Here Vader, en ek bid Here, dat hierdie getuienis in inspirasie sal wees vir baie van my broers en susters, Here. Hulle sal opbou, hulle sal stig, hulle sal help met antwoorde, hulle sal help met hulle stryd elke dag. En Here Vader, ek bid dat hierdie getuienis wyd en suid sal gaan en dat dit by die ore sal uitkom waar hulle moet hoor. En Here, die wat daarna moet luister, laat hulle sal luister in Jesus naam. En Here Vader, laat dit sal wees tot eer en verheerliking van u heilige naam. U wat God is, u wat dit gedoen het, Here. Here, en ek kan net vanaand jubel en juig in Jesus naam. Dankie Here vir die grootheid, vir die magtigheid, vir die heerlikheid. Dankie vir die Gees. Dankie vir Jesus wat ons so lief het. Dankie dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Seën ons getuienis vanaand, Here. Seën elke woord, dat dit sal wees tot eer en verheerliking van u heilige naam, tot in alle ewigheid. En almal van ons kan maar net sê, amen. Prys die Here. Welkom, welkom, welkom. Ja, prys die Here. Amen. Prys die Here, halleluja. Kom saam! Kom saam. Kom saam! Glorie, halleluja! Jesus leef! Hy is koning, ons wag vir jou. O ja, ons wag vir jou. Daar is 'n plek waar harte saamkom, waar ons sing van God se genade, waar ons hoop weer nuut ontdek en ons geloof weer sterker staan. Kom met blydskap, kom met vreugde, kom en deel in wat God doen. Amen. Want waar Jesus teenwoordig is, daar maak hy alles nuut. Maak jou hart oop, moet nie langer wag nie, die Here roep jou nader. Hy wil jou vandag ontmoet, kom jy net nader. Halleluja. Ons loof en prys die Here Jesus, glorie, halleluja, aan die Lam. Kom saam waar harte brand, vir Jesus se naam. Kom met jou lof, kom met jou aanbidding, kom met jou hart, gee alles aan hom. Want Jesus is waardig, Jesus regeer.
sy liefde en genade hou ons vir altyd vas. Kom saam, ons loof die Here Jesus. Kom saam, ons verhoog sy grote naam. Ons loof, prys en aanbid die Here Jesus. Koning vir altyd kom saam, hou niks terug nie. Hy vul ons harte met vreugde en krag. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Jesus leef. Hy regeer vir ewig. Hy is waardig. Hy is heilig. Aan hom behoort die lof en eer. Amen. Hy is die koning. Hy is die redder. Ons aanbid hom. Ons lewe lang, elke stem sal hom verhoog. Elke hart sal hom aanbid. Van die lam van God het oorwinning gebring. Die kruis vertel van sy liefde. Die graf verkondig, Jesus leef. Kom saam, ons loof die Here Jesus. Kom saam, ons loof die Here Jesus. Kom saam, ons sing sy naam omhoog. Ons loof, prys en aanbid die Here Mooi, man. Jesus. Koning vir altyd kom saam, hou niks terug nie. Hy vul ons harte met vreugde en krag. Glory, hallelujah, aan die Lam. Glory, hallelujah, Jesus leef vir ewig. Amen. Ons nooi jou, kom nou saam. Kom saam op Facebook. Kyk net onder Pastoor Dewald Eduard Allers. Daar kry jy die Kom Saam program. Kom saam met ons. Kom sing saam. Glory, hallelujah. Ons wag net vir jou. Ons wag net vir jou. Dinsdag gaan bring ons gebede. Ons glo die Here oor elke stem. Ons bid vir die siekes, ons vertrou op sy hand. Woensdag gaan bring ons lof en aanbidding, met harte vol vreugde voor sy troon. Ons sing van sy grootheid, ons verhoog sy naam. Donderdag gaan deel ons getuienisse van God se goedheid en genade, van mense wat vertel, Jesus het my aangeraak. Vrydag gaan vier ons sy troue liefde, Halleluja. want hy dra ons elke dag. Hy is ons hoop, hy is ons krag, hy lei ons op sy pad. Kom saam, laat ons almal sing. Jesus is koning, hy regeer vir ewig. Kom saam, gee hom al die eer. Ons harte behoort aan Jesus, ons aanbid hom meer en meer. Kom saam, ons loof die Here Jesus. Ons verhoog sy naam. Ons loof, prys en aanbid die Here Jesus. Koning vir altyd, kom saam, hou niks terug nie. Hy vul ons harte met vreugde en krag. Glory, hallelujah, aan God behoort die eer, aan Jesus behoort die lof. Hy leef, hy regeer. Ons sê dankie aan Pastoor Dewald en Louisa Allers vir julle liefde en diens, vir alles wat julle doen om Kom Saam moontlik te maak. Mag Jesus se naam verhoog word deur alles mond. Aan God alleen behoort die eer, aan Jesus alleen behoort die lof. Glory, hallelujah. Amen. Prys die Here vir Kom Saam, halleluja, amen, gloria, halleluja. As hy, goeienaand Maxie, goed en jy welkom, jy vanaand hier so by Kom Saam vol vry voor deel van die program, prys die Here,
En Elise, ek weet nie of ek jou gegroet het nie, maar ek gaan nou vir jou sê, as ek jou nou groet, dan groet ek jou maar nou vir 'n tweede keer. Goeienaand, goed en jy, welkom jy jou Sissa, hierso by Kom Saam Voel Vry voor deel van die program. Prys die Here, laat ek net my foon nader trek vir die mense wat op Facebook is, ja, ag, die mense wat op WhatsApp is, wat daar's mense wat my vra wat nie Facebook het nie, so ek stuur hom vir hulle ook uit, en ek stuur hom vir julle ook uit, so dat julle hom ook kan help uitstuur, so ja, prys die Here. Kom ons begin, laat ek net die sos oopmaak. Goeienaand, welkom ook aan die mense op WhatsApp. Hier is die getuienis van Dewald Edward Aller. So ja, ek is nog steeds besig om te getuig van 2008 af tot vandag toe. Hoe die Here my gedra het, hoe die Here my gewys het wat ek moet alles doen en dinge wat ek aangepak het en hoe die Here my gehelp het. En laasweek het ek vir julle vertel waar ek vas was, eerste met die ja, waar ek vas was met die kerk se naam. En ja, en dit was 'n groot stryd gewees. Want ek het nie geweet wat die kerk se naam is en die Here sê vir my, hy het vir my die naam gegee. So ja, ek gaan net so 'n stukkie weer getuig daarsal, want laasweek het ek geëindig toe ek die naam gekry het en dan gaan ons verder. Ja, so ek werk elke dag op die hoek, daar's op Ellendale pad, daar op die M39 op die hoek van Ellendale en Kloorkop. Dit is waar ek vir die mense bid daarso, dis waar ek vir die mense lei na die Here toe. Dit is waar baie karre stop by my, mense vra my vir gebede. Daar's huweliksprobleme gebede, daar is familieprobleme, daar is werksomstandighede probleme en onderhoude waarvoor ek moes gebid het en kontrakte waarvoor ek moes. Daar was soveel goeienaand Shirley, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry voor deel van die program. Prys die Here. En so dit was my werk gewees, maar die grootste werk wat ek gehad het is om die verlore skaap wat daar verbygaan na die Here toe te lei, na die kruis toe. Maak nie saak of hy gery het of geloop het nie, as hy by my gestop het, dan het ek hom gevra. So ja, en nou is ek terug op die hoek en ek sê, Here, maar ek verstaan nie, U het nie vir my die kerk se naam en die Here sê hy het, en die mens kan nie met God stry nie, maar ek kan nie onthou waar nie, ek het geweet, as die Here dit gee, dan het ek het gemis, somewhere mis ek die gedagte daarvan, en so, en ek pak die tafel uit, sit die Bybels op die tafel, maak die banier vas, want ek het 'n banier wat ek vasmaak aan die roubord en aan 'n boom, maar die saak van die kerk se naam, want onthou ek moet die registrasie doen en ek kan nie die registrasie doen as ek nie die kerk se naam het nie, en ek kan nie net 'n naam uitdink nie, so dit druk nou swaar, die Here sê aan die ander kant, die mense sit op sy geld, so ek moet daai registrasie deurkry, sodat die mense daai papiere vir my kan registreer, en so ek is, kan ek sê, onder druk op daai stadium. Ja, en die feit is, ek is so vas, ek kan nie daar loskom nie, want ek weet, die Here lieg nie, want die woord sê hy lieg nie. Die Here gaan nie vir jou iets sê en dit nie waar maak nie. Die Here gaan nie vir jou sê, hy het dit vir jou gee en hy het dit nooit vir jou gee. So ek het geweet, ek is vas, somewhere het ek dit met dik stukke gemis. Kyk, daar is geen twyfel nie, ek mis ook, hoor. Net julle nie, ek het selfs ook. En ek voel net, en ek pleit by die Here om my te vergewe, laat ek dit gemis het, en ek is terug in gebed, en ek praat met die Here, ek sê asseblief, wys my net, of sê my net, wat is die kerk se naam, ek wil die papiere deurkry, en met daai tyd, toe kom die Gees van die Here, en die Gees vra vir my, wat staan op die banier?
Nou die banier het ek mos nou vasmaak aan die roubord en aan 'n boom. En die mense van Ellendale, wat die Ellendale pad, kan dit mos nou elke dag sien. En ek staan so vir 'n oombliekie stil en ek sit en ek loop toe en ek gaan staan voor die banier. En die Heilige Gees vra my vir 'n tweede keer, wat staan op die banier? En toe ek nou kyk na die banier, toe sien ek daar staan God is first, groot letters, kan ek sê vet letters, duidelik sigbaar, dis in rooi geverf, en daar staan God is eerste man in Engels. En ewe skielik is dit soos 'n pen in my hart, 'n slag wat vir my sê, dit is die naam, en ek spring op en ek sê, Here, dan is die kerk se naam God is First Ministry, en met daai kry ek die kalmte, kry ek die bevestiging, dit is wat ek die kerk moet registreer. So ja, nou gaan jy my sê, ja, maar okay, maar julle is vandag Elroy gemeente. Ja, ek gaan jou later vertel hoekom het ons Elroy toe gegaan. Op daai stadium, God is First, het ons nou besluit, dit is die naam, die Here het die naam gegee. Binne in my kon ek die blydskap ervaar, ek kon voel, ek het die naam. Dis wat ons die gemeente gaan noem, ja. Ek is so opgewonde oor die naam. En toe ek die naam ervaar, toe besef ek moet vir die Here sê, ek is jammer. Ek moet dadelik bely teenoor die Here en sê, Here, U is reg. U het my die naam gegee, dit staan op die banier, en ek het hom al gekry in die tyd toe ons in Boksburg was. So, toe die Here al vir die naam gegee, want daar was die banier al op. So ja, en dis al amper meer as 'n jaar terug, wat ek die naam saam met my elke dag dra, ek sien hom as ek die banier opsit, so die Here het dit lankal vir my gegee, en met dit, toe voel ek sommer skoon verlig, omdat ek nou die naam het. Nou, jy weet nou, omdat ek nou opgewonde is, bly is, wat doen ek? Ek haal die banier af, ek pak die tafel op, pak alles op, nou gaan ons huis toe. Want ek wil die papiere nou gaan invul, dat ek het kan gaan wegstuur, en dan laat dit kan wegkom. Want alles is nou al ingevul, al die dokumente wat moes gekopie gewees het ons, alle ID's wat ons moes gekry het ons, alles is reg, is net die kerk se naam het ek net nie ingevul nie. En, nou ja, dis hoekom ek begin dit oppak het, alles gou gebeer het, en om gou by die huis uit te kom, so, want die Here het dit weer eens vir my gegee, die Here het weer eens die naam gegee, so, maar, op die dokumente, moet jy 3 name neerskryf vir die registrasie, en ek kan nie 3 ander name vat nie, so, wat nou gebeur is, nou skryf ek, God is First Ministry, nou skryf, en onder hom skryf ek, God is First Evangelist Ministry, so, en ek sê, Here, ek gaan net hierdie 2 name op hierdie aansoekvorm neerskryf, ek het nie 'n derde naam nie, en dan gaan ek hom deurstuur, ek het nou nie 'n saak met hulle, as die eerste een nie werk nie, kan hulle die tweede omvat, maar ek gaan hulle dwing om God is First te registreer. So het ek het neergeskryf, al 2 die name, en ek voel, dit is my genoeg, en daar sit ek terug in die koevert wat ek gehad het daar by die huis, nou weet ek, nou moet ek gou, as ek nou klaar hierdie name ingevul het, dan moet ek gou terugloop dorp toe, so dit is nou so tussen 10-12 kilos wat ek moet loop, terug na Kempton se kant toe, maar ek loop nie in Kempton Park en ek loop terug na Edleen se kant toe,
daar's 'n Pick n Pay daar gewees. Hy sou nie meer Pick n Pay is vandag Checkers, maar die poskantoor is daar, so ek kan daar gaan en so daar's 'n poskantoor, daar's banke en alles daar, so dis waarheen ek kan gaan. Maar net voordat ek nou besluit om te loop, sluit ek net vir 'n oomblik my oë en ek sê, Here, ek gaan net hierdie twee name inskryf. God is First en God is First Evangelist Ministry. En ek gaan hom deurstuur. Die geld is inbetaal, ons hoef nie weer geld te betaal nie. So al wat ek nou gaan doen, ek gaan net die dokument in die breinkoevert los. Ek het al reeds die adres en goed, die posbus en alles daarop. Ek gaan hom net registreer vir hulle terugstuur. So, en ek voel dit is ok, en ek vra die Here om dit te seën en te help dat dit dan sal deurgaan. So, intussen, toe sê ek nou amen, maar die tyd wat dit nou gebeur het, was nou presies op die, baie naby, dit kan ook op die einde van die maand wees, ek kan nie onthou nie, maar ek weet dit was baie naby aan die einde van die maand. Dit kan 'n dag of 2 voor die einde van die maand, maar dit maak nou nie saak nie. En so, en ek besluit, ok, ek gaan nou loop en dan gaan ek dit inbetaal. En ek weet, intussen het Jay van Pretoria ook vir ons onthou Jay van Pretoria is die man wat daar gestop het, wat vir ons die eerste keer die geld gegee het, die check gegee het vir die deposito van die huis, wat hy omgedraai het, hoeveel keer, en toe vir ons 'n check gegee het. Die vorige maand het hy ons hier betaal, en daardie maand het hy ook gekom, en hy het weer geld inbetaal, en ek sê vir die Here, ok, ek weet as jy dit nou inbetaal, dan is dit ons huishuur geld, dis die geld vir die ligte, en dan, want ek moet baie mooi oplet, want ons bid vir seëninge, en ons bid vir die huishuur. So, ek weet as jy inbetaal sal dit die huishuur, dit het niks te doen, dat ons die kerk se goed moet aankoop nie. So as dit van iemand vreemds gaan afkom, wat vir my geld in my hande gaan druk, gaan ek weet, daardie gelde is die geld wat ek moet gebruik vir die opening van die kerk. So, en, nou ja, so, ek toe maar nou geloop en ek is daar na die poskantoor toe, ek die brief gaan registreer, die pos weggestuur, en toe besluit ek gaan sommer die geld begin trek, wat vir ons inbetaal is, dan kan ek ons huishuur se geld een kan sit, ek kan die waterligte se geld een kan sit, en die geld wat dan oorbly is dan die kosgeld. Maar soos gewoonlik al ek mos, en nou eers my 10de uit, voordat ek enige gelde uithaal. So trek ek die geld, ek haal eers die 10de geld uit, haal die huur se geld uit, haal die waterligte se geld uit, want ek kan sommer die waterligte ook betaal daai selfde tyd, en dan die geld wat oor is, dan kan ek kyk hoeveel het ek oor, en dan kan ek die lysie uithaal van die goed wat ons nodig het, dan kan ek dit aankoop, dan kan ek sommer huis toe vat, want ek is mos nou daarso, so, prys die Here, want hy weer eens sy belofte geonderhou. Hoekom ek sê sy belofte? Hy het beloof, hy sal vir my sorg. Hy het my beloof, hy sal na my huis kyk. Hy het my beloof, hy is met my. Hy sal my voorsien, maar ek moet op hom vertrou. En weer eens het die Here deurgekom, weer eens het hy sy eie belofte waargemaak. Dit is die God wat ek dien, en dit is waar ek die hand van die Here aanhoudend sien in my lewe, in ons, selfs nog vandag ook, ek en Louisa sing het baie, die hand van die Here, hoe hy deurkom, hoe hy antwoord, en hoe God met ons werk, dan kan ons sien die hand van die Here beweeg aanhoudend. Die Here is nie skaam om sy hand te laat beweeg nie, kom ek vertel julle dit, en hy maak het duidelik sigbaar, laat jy dit sien. So, die manier waarop die Here ons voorsien, en hoe die Here ons help, is buitengewone maniere, dit is bo-natuurlijk, is bo ons verwagting, en dit is hoekom ek deel, want God
het op so 'n manier, of hy praat met my op so 'n manier, sodat ek hom kan verstaan. Ek sê nie die manier wat die Here met my praat, is die manier wat die Here met jou gaan praat. Die Here kan op 'n ander manier met jou praat. Maar dit is hoe God met my praat. Want God sê, hy sal dit doen. God sê, hy kan dit doen. En ek weet, hy kan wat hy sê, doen hy. En daarom hou ek so vas aan sy woord as wat ek gaan. Onthou net een ding. God die Vader is 'n waarmaker. Van Genesis af reg deur die Bybel kan jy sien tot by Openbaring. Hy's 'n waarmaker van sy eie woord. In Psalms is daar 'n Psalm wat vir jou sê, hy het sy trou opdrag gegee om trou te handel. En dit is nogal awesome om te weet, dit is hoe getrou God op sy woord is. En die feit dat ek vir hom werk, elke dag, sit my in 'n posisie wat ek vir die Here sê, Here, ek werk vir u, ek kyk na u, en ek weet, u kyk na my huis, ek weet u kyk na ons, so, ek weet, so, ek het nie 'n baas waarvoor ek werk nie, u is my baas, so, ek is totaal en al afhanklik van God en sy genade. Selfs vandag, nog steeds vandag ook. Ek is afhanklik van sy voorsiening, sy genade, sy liefde. Ek is afhanklik. As die Here nie gaan deurkom, selfs sy sterkte, as hy nie gaan deurkom nie, dan val ek. As hy my nie krag gee nie, val ek. As God nie saam met my is nie, ek kan nie 'n woord bring nie. As ek kan nie 'n bemoediging bring nie, God moet daar aanwees. En so is die Here in die boodskappe ook wat ek bring. Selfs met hierdie getuienis, as die Here nie daarin is nie, kan ek nie getuig nie. Ek kan oor niks anders te praat nie. Want die Here dra my huis en ons belange in die huis. Luister wat ek vir jou sê. Die Here dra my huis en ons belange in die huis op sy hart. Net soos wat ons baie dink aan die Here, bid van met die Here praat van ons hart af, so dra die Here ons belange op sy hart. En die Here, die Bybel sê, hy ontferm hom oor ons. Hy gee om, want hy is God. Halleluja, prys die Here. En nou het ek die goedjies gekoop en ek is huis toe ek by die huis kom, toe besluit ek, nee, ek gaan nie nou terug hoek toe nie. Dis nou nog in die oggendure, dit is nou nie meer 9 en 10 nie, dis ook nou nie meer 11 nie, 11 het ook al verby, maar dis daarom voor 12. So ek kan daarom sê, dis nog in die oggend, al is dit 10 voor 12. So, en op pad huis toe, het ek verby 'n huis geloop, en daar het 'n stalbordjie, waar hulle sê die huis is te koop, op die pavement gestaan. Nou, ek weet, en op die bordjie daar gestaan sold. Nou ja, toe sê ek vir die Here, nou, as hulle dit nou verkoop het, dan kan ek mos nou die bord kry, want hy is mos nou klaar verkoop, hulle gaan hom mos nou nie. So, hulle gaan buitendien die borde, iemand gaan dit vat, so ek gaan die borde vat, en ek gaan vir my, daar was 2 gewees, en ek het al 2 die borde gevat, en ek het hulle gaan verf by die huis, want ek nog verf gehad, en ek het op hulle geskryf, ek gaan jy nou vertel, en die bediening se naam, en ek het daar op die bord geskryf, en ek het nooit ag gegee, totdat die registrasie teruggekom, wat ek op die borde geskryf het. Ek het daar geskryf, God is first, en reg onder dit het ek geskryf, Evangelist Ministry. En dit het ek voor die huis, voor ons huis opgesit. So, en die registrasie is nog nie eers
gedoen nie. Ek het vandag eers die papiere, daai taal het ek eers die papiere weggestuur en ek skryf al God's First Evangelist Ministry. Ek het net gevoel dit is dit. En ek het dit in die geloof gedoen. En ek het dit voor die huis het ek die bord opgesit. Ek nie so ja, dis hoe ek dit uitgespreek het. Ek moes dit glo in die geloof, laat dit die naam gaan wees. En laat die registrasie volgens daai naam gaan wees. God's First Evangelist Ministry. En so ja, ek het dit, ek het nou die ding geskyp, excuse man, ek het my nou self hierso, laat ek hom net daar so sit, dan kan ek spring. En nou, hierdie kerk is nie deel van enige kerk nie. So, ons is nie deel van die AGS groep, of die PPK, of die NG Kerk, of die ander sisterkerke, of wat ook al nie. Ons behoort aan geen organisasie nie. Ons is heel op ons eie, en dis 'n gemeente wat God, die Vader, self gestig het. En dit is wat eintlik amazing is van hierdie hele bediening, is hierdie bediening waarin ek is. Dit behoort aan God die Vader. Dus hierdie bediening is God se eie hart. Julle gaan nou sien hoekom sê ek so. Baie van julle, ek sal nie sê julle nie, maar julle het dit ook al beleef. Baie van die mense wat hier gekom het, baie mense wat dit wat my besoek het, baie mense wat al hier was by my, baie mense wat teruggegaan het, daar was baie gewees wat ook probeer het om hulle eie een te probeer maak en hulle het misluk. Hulle het baie probeer om my na te boots, om ook 'n gemeente te probeer doen, en dit het gevou, omdat hierdie bediening waarin ek is, van God se hart afkom. En die Here self bou sy eie gemeente, soos hy dit wil hê. So ek is al 18 jaar in hierdie bediening, om net vir jou 'n idee te gee, die roeping wat die Here my geroep het nog nie ingeskop nie. Luister wat ek vir jou sê. Ek gaan nog later getuig. Die bediening moes ek vir Annetjie gegee het. En Annetjie het die bediening die heeltyd gehardloop, nie ek nie. Ek was op die straat, ek was die evangelis gewees. So, die bediening was nie my begeerte nie, dit was Annetjie se. Myne was die straatbediening. Toe Annetjie gesterf het, toe moet ek ewe skielik haar posisie oorneem as 'n herder. En dis hoekom baie mense vir my sê, baie van julle sal vir my sê, maar jy is moeilik. Ja, op die pad is ek moeilik, maar nou bring ek daarin nou terug. Ek weet nie, ek is nie 'n herder nie, ek is 'n evangelis. Dit is wat die verskil is in my bediening. Want die Here het my geroep as 'n evangelis. Dis hoekom God's First Evangelist Ministry het gepas by my, en dit is wie ek is. So, en dit is waar die verskil is tussen ons gemeente en ander gemeentes. Dit is waar, hoeveel pastore het al probeer, en dan het hulle kerke gaan stig, waarvan ek weet, mense het gegaan, hier was selfs pastore gewees hier by my, wat gegaan het, en 'n kerk probeer oopmaak, en alles vol plat, binne 6 maande, binne 1 jaar se tyd, val alles plat, omdat dit nie deur God goedgekeur is nie. Maar as nie enige een wat kan sê, luister, ek gaan 'n kerk oopmaak. Ja, almal sê hulle kan 'n kerk oopmaak, maar as God se goedkeuring nie daarin is nie. Baie mense dink, onthou die duiwel praat ook, die Bybel sê vir ons moet die geeste ondersoek, want die duiwel sê ook vir ons, gaan probeer 'n kerk oopmaak. Hoekom? Wat as jy dit gaan probeer en jy misluk, dan blameer jy God. En dis waar die jaloersheid inkom in daai goed. So ek gaan nou nie daaroor praat nie, maar
En nou gaan ek praat, dis waarom ek die heeltyd kan staande bly. Dis waarom ek en Louisa aan hierdie bediening staande kan bly. Want God het hierdie gemeente gebou. OK, kom ek gaan nog aan. Nou, as God hierdie gemeente gebou het, dan beweeg sy gees. En dit is wat ook verskillend is tussen ons bediening en ander bedieninge. Die mense beleef sy teenwoordigheid, en die mense beleef die Heilige Gees baie hierso. Die mense beleef laat God beweeg hierso, selfs julle hier op die platform. Hoeveel keer sien ek nie dat julle sê, die Here beweeg deur die musiek. So, en dit is wat God my beloof het deur om my te roep in die bediening in, dat hy met my sal wees. En dat hy hom so openbaar, dat ek weet, hy is met my. Die Bybel sê, wat ek ook al aanpak, sal die Here my seën. So, en dan, dit is ook waar, hier was al baie mense gewees, wat ons besoek het, en wat die Here wil aanbid. Nou moet jy mooi luister. En om 'n rede God se teenwoordigheid sterk is, loop hulle hier uit, verbitterd, omdat hulle jaloers is, afgunstig is, en al die dinge, en omdat hulle voel die Here antwoord hulle nie by die huis nie, maar nou hier antwoord. Hoe kan die Here my gebruik? En al die dinge. So, ek het dit al alles gehoor. So, en baie van hulle so ver gaan, dan sê hulle, okay, hulle kan selfs beter doen. Ek sien 'n kompetisie met niemand nie. Ek gaan met niemand aan nie. Ek worry nie oor enigiemand nie. Ek worry nie wat mense sê nie. Ek het geen kompetisie met geen pastoor, niemand nie. So al wat ek doen is, ek gaan net aan soos wat die Here my lei, en die mense val uit, hulle skop teen God, hulle skop teen sy gees wat hier werk, en dan, as jy gaan kyk na hulle lewe, dan val hulle lewens uit mekaar uit, of dinge werk nie uit nie, of dinge gebeur in hulle families, en dan besef 'n mens, maar luister hierso, dis nie wat God wil gehad het vir hulle nie. Baie van die mense besef dat God se teenwoordigheid is baie sterk hierso. En dan sê hulle vir ons met dieselfde mond, hulle wil die Here dien, hulle wil hom loof, hulle wil hom prys, en hulle wil gevul wees met die Gees, maar hulle wil nie committed wees nie. En dit is ook waar die bediening seer kry, omdat die mens nie wil oopmaak vir God se Gees, om in hom te beweeg, om deur hom te beweeg, en laat die werk van die Here kan vorentoe gaan nie. So, maar, dit stop my nie. So, God self werk hierso. Dis hoekom die boodskappe, hoeveel boodskappe hoor ek nie, wat die mense vir my sê, en die getuienisse wat ek kry is, die boodskappe is inspirerend, opbouend. Dis nie ek nie. Dis God in my, wat die boodskap openbaar, wat hom oopbreek, dat hy verstaanbaar is. Dis God self wat in hierdie bediening werk. Hoekom? Want die bediening is God is first evangelist ministry. Jesus self het gesê, die Vader werk altyd. Dis nie ek nie. Ek het niks hier. Al wat ek is net die liggaam, en ek het die hande, en die Here gebruik my, soos wat hy wil. So, dit is waar die verskil in die bediening nou inkom, en dit is waarom die Here hierdie bediening uitgeroep het. Want, toe die Here ook gesê, omdat hy die bediening gestig het, sal hy self die mense red. Hy sal hulle self verlos uit die mag van die duisternis. Al wat ek moet doen, ek moet net bid. Hy self gaan hulle doop met die Heilige Gees. Hy self gaan die vuur uitstort oor die. En die gemeente behoort aan God. Die Here het gewys
dat die gemeente vir die toekoms is. Die Here het gewys dat herlewing gaan uitbreek in ons land. En hierdie gemeente van ons gaan 'n impak hê in die herlewing. Ek weet nie hoe nie, al wat ek weet is net wat ek van vashou, en ek hou vas aan die visie wat die Here my gegee het. En hoeveel mense wat al hier was, het die profesies gegee, wat hulle gesê het, hoe kinders het al gekom, hulle het na Louisa toe gekom, hulle het na my toe, vrouens het al gekom, jong meisiekinders by die skool, mense wat eers in ons kerk is nie, wat gesê het, hulle sien, daar gaan, die mense gaan stroom om hier naartoe te kom. Begin van die jaar, het die jong kind vir my gesê, hy sien hoe hard loop die mense op, hy sien dat die plek gaan vol, hy sien dat die jaar gaan vol wees, hy sien dat die mense die plek gaan vol staan. Dit is nie ek nie, dit is God, wat reeds, die profesie wat hy gegee het, die platform wat hy geskep het, die fondasie wat hy geplant het, die kerk wat hy gestig het, en laat ons almal gaan deel hê daaraan. En dit is hier waar die mense onder die Here se vleuels gaan kom skuil. Dis hier waar die mense deur God aangeraak word. Ou mense, jong mense, mense gaan weer drome droom. Die Here gaan sy gees vir jou uitstort. Die krag van die Heilige Gees gaan op ons neerdal. En die Gees gaan kragtig beweeg. Ek weet net nie hoe nie, ek weet nie wanneer nie, al wat ek weet, dit is binnekort. Want, soos ek sê, as jy gaan kyk na almal, die geroepenis van die Here, net so vir interessantheid. Oom Angus, ek dink, was amper 20 jaar. Joyce Meyer was amper 20 jaar. Abraham, voor in die Bybel, maar hy moes 20 jaar wag. So, ek is nou my 18e jaar, dis nie te sê, ek moet vir 20 jaar nie. Maar almal, baie van die pastore wat geroep is deur God, kan jy gaan luister, hulle het nie in die eerste 10 jaar of 15 jaar, het hulle op die platform gekom nie. Hulle het hierso na hulle 18e jaar, 19e jaar, 20, 21ste jaar, het hulle ingekom. En dan want die Bybel sê, die Here verhoog jou. En dit is waar die Here, dis hoekom die Here die platform sal regmaak. Dis hoekom die Here laat ek in elke platform inbeweeg. Sodat wanneer dit kom, wanneer dit gaan gebeur, kan niemand claim lê en sê, dis myne nie. Of, dit was ek nie. Want God kry al die eer. Dis hoekom ons nie in 'n organisasie behoort nie. Want geen organisasie kan sê, dit is ons nie. Dit gaan nie wees dat die AG, so ek gebruik al net, ek het niks teen die AG, of die PPK of wie al sê, dit was ons nie. So al die eer behoort aan God alleen. Dis hoekom ons aan niemand behoort nie. Ons behoort aan God self. Die hele gemeente, die hele struktuur van ons, dis hoekom ons werk nie volgens 'n program nie, ons werk soos die Heilige Gees ons lei. So dit is hoe ons werk hierso. So, en nou, soos ek gesê het, baie mense het al gesê, maar hulle het ook gesê met dieselfde mense, hulle beleef God se teenwoordigheid sterk. Hoeveel keer het hulle dit al gesê? Was dit deur 'n boodskap? Was dit deur wat gewees wat ek hier gedoen het? Hulle beleef God se teenwoordigheid in ons midde. En dit is ook in 2 jaar terug, toe die kerk seer gekry het. So ja, toe het almal geloop. Nou, toe sien niemand nie. Was dit ek en Louisa gewees. So, vir 'n jaar en 'n half, was daar nie 'n siel wat hiernatoe gekom het, of waarmee ons kontak gehad het, niks nie. En in daai tyd het die Here vir my gesê, luister hierso, begin die platform van Kom Saam. Nou, Kom Saam is die 20ste Augustus 2024.
is die eerste uitsending gedoen. So dis oor 'n paar dae van nou af. So, en dis ook waarom die Here se teenwoordigheid sterk is op Kom Saam. Dis waar die Here vir ons sê, bid vir die mense. Dis waar die Here vir my sê, bemoedig die mense. Dis waar die Here vir my sê, getuig van my goedheid, my guns, my genade. Getuig, dis hoekom ek die mense op Vrydag aande sê, kom ons aanbid die Here, kom ons loop die Here. Dis hoekom ons ook gevoel het, Saterdag, kom ons raak net betrokke, al doen ons niks, ons gaan nie in aanbidding en goede nie, ons laat hulle net nommers kies, en dis waar daar die een ingekom het, en Sondag aande, dan aanbid ons weer die Here, en die Here is happy daarmee, en daarom, hoeveel keer, Facebook het my al hoeveel keer geblok, en hoeveel keer het mense vir my kom sê, luister, hierdie platform van Kom Saam gaan platval. Hy het nog nie platgeval nie. Die interessantheid van hierdie platform is, wat hier gebeur. Julle wat hier ingeskakel is, sien dit nie, ek sien dit en ek sien dit na die tyd. Kom ons vat byvoorbeeld hierdie getuienis aand. Voor Saterdag is daar 600 mense wat gekyk het na hierdie getuienis. Net op Facebook. Facebook hou hom net vir 30 dae. Dan word hy op YouTube gesit. Hy word op TikTok uitgesaai. Hy word op WhatsApp uitgesaai. Hoeveel mense kry, ek het nie idee hoe ver hierdie boodskappe trek nie. Ek het net gepraat net van Facebook wat ek sien. YouTube is daar hoeveel mense wat kyk daarna, en hy klim aanhoudend, tot vandag toe, my getuienis het klim aanhoudend op YouTube, ek kan die getalle daar so sien, en weet jy wat, ek kan net vir die Here die eer gee, want, dit wys my net weer eens, wat God gesê het, kan nie platval nie, Kom Saam, gaan vorentoe. Daarom het die Here gesê, mense sal in die proses van hierdie kerk wat hy gestig het, gaan hulle lewens verander. Hulle gaan nooit weer dieselfde wees nie. Die huwelike gaan, wat ons voor gaan bid, die Here gaan herstel. Die Here gaan mense se harte herstel. Hy gaan siele herstel. Hy gaan die liggaam herstel. Hy gaan die bruid van Jesus self kom herstel. Hy gaan mense bevryding gee. Mense gaan bevryding kry. Bindings gaan gebreek word, bose geeste gaan uitgaan, alle ongerigtigheid wat in die mense harte is, gaan die Here regmaak in hierdie gemeente. En dis hoekom ek vir jou sê, die bediening het nog nie ingeskop nie, want ek wag nog op daardie bediening. Ek wag, en elke keer sê die Here, dis naby. Ons het gedink, dit was in die begin van die jaar, ons het nou gedink, dit was nou Julie maand gewees, maar al wat ek vir julle kan sê, ek kan sien, dit raak al hoe nader aan die tyd. Deur die dinge wat die Here vir ons gesê het, as dit gebeur, dan moet ons weet, die tyd is baie naby. So, al wat ek weet is net, die bediening waarin ek eintlik uitgeroep is, moet een of ander tyd nou inskop. Dit kan 'n maand wees, dit kan nog 6 maande wees, dit kan eers volgende jaar wees. Ek het nie 'n benul nie, ek wag op die Here. En dit is waarom die Here my geroep het in hierdie ministry, is om dinge te herstel in ons lewens, in ons gemeenskap, in ons land en in ons dorpe, want dit is waar wat ons gebed is elke dag. En dan kan ek net sê, Here, ek kan net U loof, prys. Ek kan net aan elke broer sê, kom aan, kom ons loof die Here. Elke suster, kom ons loof die Here. Kom ons staan, kom ons stel ons geloof op. Kom ons doen dit saam. En dit is waarom Kom Saam so belangrik is vir my en vir Louisa. Die Kom Saam platform is ook geskep deur God, deur sy gees, deur sy wysheid, deur sy kennis, deur sy insig. En julle moet net weet, dis 'n gemeente wat nie kan doodgaan nie. Dis 'n gemeente wat nie dood is nie.
So, dis hoekom ons nie stil kan sit nie, dis hoekom ek nie kan stil sit nie, dis hoekom ek altyd beweeg, dis hoekom ek altyd aan die beweeg is. Ek kan nie yskoud hierso sit nie, en vries nie, want dit is nie hoe God my wil hê nie. Ek kan net van sy goedheid praat, sy guns, sy genade, sy liefde. Ek kan jou vertel hoe die Here my antwoord, hoe die Here vir my deurkom, en hoe die Here vir my die wysheid gee, hoe sy gees beweeg. En dit is wat my hart warm hou. Dit is wat my laat getuig. Dit is laat my getuienis jou inspireer om vir jou te sê, dis die vuur van God. Doen dit, volg God so. En dit werk vir my. En God beweeg. En as God beweeg, wie kan omkeer? Daar's 'n sang wat sê, wie kan omkeer? Nie eens die walle van die Jordaan kan omkeer. So, wie kan God keer? Daarom, kom saam man. Kom ons begin die Here werklik dien. Kom ons begin net die Here te loof, te prys. Hy's meer as 'n werklikheid. En ek weet, as God vir my kan deurkom en my kan antwoord, hoeveel te meer kan hy nie vir jou doen nie? Hoeveel te meer kan hy jou nie meer help nie? En ja, so ja, nou ja, daar is nou oor die getuienis en dan toe ons nou weer terug waar ons weer hoop en vertrou. Dit is nou klaar oor die registrasie en ek gaan nou nie weer daaroor die naam, ek gaan nie verder daaroor uitbrei nie. Nou is ons weer terug met die gedagtes dat ons 'n tent soek en ons hoop is dat Jesus ons gaan help. Ons vertroue is dat hy dit vir ons nou, ons gaan nou in die begin van my maand gaan en dat die Here sal antwoord, want einde Mei, ons het hoeveel dae, 31 dae wat ons het om daai tent te kry. En ons glo met ons hele hart. Ons staan vas dat die Here gaan deurkom. En ons bid en ons vertrou dat die Here sy voorsiening, dat hy die vensters van die hemel vir ons gaan oopmaak om ons te help, want ons gaan hierdie gemeente open. Die dag is bepaal, tyd is bepaal, dis vasgemaak. Ons is al besig om planne te maak, maar intussen is daar geen antwoord nie. Geen teken, geen belofte van 'n tent nie. En die is nou die volgende druk wat ons nou moet hanteer. Dis nou die volgende druk wat ons nou in gaan beweeg. En nou gaan sê, Here, maar dit druk swaar. Die tyd beweeg nader en ons het daai tent nou nodig. En dis hier waar ons nou ons geloof sal moet optel en sê, Here, U sal ons nie in die steek laat nie. Here, U woord sê U is vir ons. Here, U het gesê registreer die kerk. U het gesê open die kerk. Nou doen ons dit. Nou staan ons op U woord. En nou, tot hier toe gaan ek getuig. So, dit is tot hier toe waar ek nou gaan getuig. So, jy sal moet volgende week terugkom om verder te kon luister. So, ek glo met my hele hart, my getuienis is 'n inspirasie vir julle elkeen ook. So, prys die Here en ek deel met julle hierdie dinge omdat dit werk. Dit wat ek gedoen het, werk. En as ek het baie teenstand gekry. Ek het nooit geweet nie. Maar later het ek besef, as ek nie teenstand kry nie, is ek nie in God se wil nie. So ek het nou baie rustig geword. Baie kalm geword. So kom ons speel uit met hierdie. Nou tot volgende week toe. Wees geseën, wees gegroet en gesels weer met julle op WhatsApp. Okay, prys die Here, ek net WhatsApp gestop. So, kom ek speel uit met kom ek speel hierdie stop. As is
mij dieper ken, o Heere mijn God. Soos 'n dorreland, wat vir 'n bietjie reën, soos 'n Prys die Here. smaak na water. O Here. As die storm woed, weet ek, U Here. Ja, ken. My hart verlang na U, om U dieper te ken. Prys die Here. Bring my nou nader aan U, o my God. Leer my U dieper ken. Amen. Ek wil U dieper ken. Leer my U dieper ken, o Heere my God. Halleluja. Amen. Ek prys U, Here, ek heerlik U. Dankie, Here. Amen. My hart verlang na U, Dankie, Jesus. om U dieper te ken. Bring my nou nader aan U, o my God. Leer my U dieper ken. Ek wil U dieper ken. Leer my U dieper ken, o Heere my God. My hart verlang na U, om U dieper te ken. Bring my nou nader aan U, o my God. Leer my U dieper ken. Ek wil U dieper ken. Leer my U dieper ken, o Heere my God. Leer my U dieper ken, o Heere my God. Leer my U dieper ken, o Heere my God. Amen. Gloria, halleluja. Here Vader, ons kan net vanaand 1000 dankie sê. Dankie Here wat ek weer 'n geleentheid gehad het om verder te getuig van die goedheid, van die guns, van die leiding, van die barmhartigheid, van die liefde. En Here ook hoe die registrasie en wat U alles gedoen het en hoe die bediening inpas. Here, het ek nou vanaand verduidelik, Here. Here, en ek bid, Here, laat dit inspirasie sal wees, laat dit opbouend sal wees, stigtend sal wees, Here, dat mense antwoorde sal kry. En Here Vader, ek bid dat mense begin vertrou op U en Here nader sal kom en sal besef, Here, die koms van Jesus is baie naby. En Here Vader, en ons bid, Here, dat hierdie getuienis by die regte ore sal uitkom wat dit moet hoor, dat dit wyd en suid sal gaan, oos en wes, en Here, laat U hierdie platform van kom saam, en hierdie gemeente waarin ons is, nog meer sal seën. Here, soos Jabes sê, om my grondgebied te verbreer in Jesus naam. En Here, ons spreek dit uit, in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret, en ons dankie daarvoor. Dankie Vader, en laat dit sal wees tot eer en verheerliking van U heilige naam. Ja Here, en dit deur die krag van die Heilige Gees. Amen, en amen, en amen. Mense, 1000 dankies dat julle ingeskakel was, dankie dat julle vanaand saam met ons geluister het, môreaand het ons kom saam, ons gaan die Here loof en prys en aanbid. So ja, kom môreaand saam,
Tot dan, wees geseën, wees gegroet en shalom vir julle. Goeienag julle. Geseënde nagrus. Prys die Here. Halleluja. Prys die Here. Amen. Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come. Let thy will be done, as on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Prys die Here. En dan shalom tot môre aan toe. Wees geseën, wees gegroet. Goeienaand julle. Liefde en vrede vir julle.